In Efesiërs 4 praat Paulus oor hoe die kerk veronderstel is om te werk. Hy sê God het gawes aan die kerk gegee wat kerkleiers is. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Die werk van hierdie mense wat leiers in die kerk is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente op te bou. Die doel van pastore, predikante, ouderlinge, diakens is om gelowiges toe te rus en op te bou. Dat gelowiges die werk kan doen. Dan gaan hy verder, hy sê as dit gebeur, dan sal ons groei in ons eenheid en in die kennis van Jesus. En ons gegroei het in een wees en ons het gegroei in ons kennis van wie Jesus Christus is, dan sal ons volwasse wees in die geloof. Dan sal ons nie soos kinders wees nie, dan sal ons nie rondgeslinger word as daar dinge in die wêreld gebeur nie. Dan sal ons nie rondgeslinger word as iemand met 'n nuwe boodskap of 'n nuwe teorie of 'n nuwe evangelie kom nie. Kerkleiers rus mense toe, bou hulle op, sodat hulle die werk kan doen. Sorg dat daar eenheid is en kennis van Jesus. Dis wat kerk is. Wat behoort in 'n kerk te gebeur? Kerk is 'n gemeenskap van mense wat fokus op eenheid en fokus op kennis. Eenheid in geloof, kennis van Jesus Christus. En vanuit eenheid en kennis gaan ons in die wêreld in om ons werk te doen. Om vir die wêreld te wys wie God is. Hoe meer ons een is en hoe meer kennis ons het, hoe suiwerder word ons boodskap en hoe sterker staan ons as dinge begin skeefloop. God se plan vir ons is nie om alleen gelowiges te wees nie. God se plan vir ons is om 'n gemeenskap te wees. Dis hoekom die definisie van kerk wat my gunsteling definisie is kerk is 'n gemeenskap wat vir die wêreld wys hoe dit lyk as God in beheer is. Eenheid, kennis, lewe. Is dit ek en jy? Is ek en jy volwasse gelowiges, omdat ons eenheid belewe, omdat ons kennis van Jesus groot is. Dat ek en jy staande bly. Maak nie saak wat rondom ons gebeur nie, maak nie saak wat ons hoor of sien of lees of vir ons gesê word nie. Want ons is volwasse in ons geloof. Net ek en jy mense wat leiers is, wat ons opbou en toerus. Wat ons toerus om ons werk te doen en opbou om sterk te wees. Nie afbreek nie. Nie laat sleg voel nie, nie laat minderwaardig voel nie. Opbou, toerus. Mag jy dit so in jou lewe ervaar. Mag jy ervaar dat jy as 'n volwasse gelowige lewe. Here God, dankie dat U ons nie alleen los nie. Dankie dat U self in ons woon. Dankie dat U vir ons mense gee as leiers. Mense wat ons opbou en toerus. Dankie dat U ons deel maak van U gemeenskap, U familie, U kinders, U volk. Dankie dat ons kan weet dat wanneer ons groei in eenheid en in kennis van Jesus, ons al hoe stewiger staan. Ons al hoe meer volwasse word. Ons al hoe minder rondgeslinger word deur die golwe van die lewe. Amen.